Hallo julle, baie welkom terug by vandag se aanlyn diens. Dit is so lekker om weer saam met julle te kuier. Julle, vandag begin ons vliegtuig bietjie neerdal. Ons kom in vir 'n landing. Het julle geweet dat wanneer 'n vliegtuig inkom om te land, moet daar eers 'n paar goed gebeur? Eers begin die vlieënier die vliegtuig stadig draai dat hy kan kom neerdal. Dan kom daar 'n liggie bo jou kop aan wat sê, nou is dit weer tyd om jou sitplekgordel vas te maak. Die lugwordin sal deurstap met 'n asblik om almal se vuil goed bymekaar te maak. Sy sal ook kyk dat al die kassies se deurtjies toe is en almal se tasse weggepak is. Sy sal ook vir jou vra om die tafeltjie waarop jy geëet het weer op te slaan en vas te maak. Die vlieënier sal dan die vliegtuig al hoe stadiger en stadiger laat gaan, soos wat ons terugkom na die aarde toe. Hulle sal ook in kontak met die lugtoring bly om seker te maak dat alles vlot verloop. Hulle laat sak die vliegtuig se wiele en dan bring hulle hom in vir landing. Die landing is een van die kritiese oomblikke. Die landing is een van die mees kritiese oomblikke gedurende jou vlug. Die vlieënier en die lugwardinne is goed opgelei om presies te weet wanneer om wat te doen. Hulle werk is om almal veilig te hou gedurende die landingsproses en die vlug, sodat ons almal veilig by die huis kan uitkom. Soms, gelukkig nie gereeld nie, gebeur daar iets baie onverwags gedurende 'n vlug. In 2009 was daar 'n vliegtuig wat op pad was na New York toe, wat 'n noodlanding moes maak binne in die Hudson rivier. Die vlieënier, bekend as Sally, het baie lewens gered met hierdie noodlanding en vandag staan hy bekend as 'n held. Hulle het selfs 'n film oor hierdie gebeurtenis gemaak, Miracle on the Hudson. Dalk het jy al daardie fliek gekyk en jy kan 'n bietjie ietsie onthou daarvan. Ons hou maar daarvan wanneer goed volgens rotine gebeur, wanneer dit gebeur soos wat dit moet. Maar wanneer dit by God kom, gebeur dit nie altyd soos wat ons dink dit moet gebeur nie. God het vir sy mense beloof dat hy vir hulle iemand sal stuur om hulle te kom red. Hy sal vir hulle die Messias stuur, iemand wat hulle kom red en hulle koning sal word. Die mense het gedink dat God sal vir hulle 'n soldaat of 'n sterk vegter stuur om hulle te kom red uit Rome se hande uit. Maar die held wat God vir hulle gestuur het uit Bethlehem uit, was nie presies wat hulle verwag het nie. In Matteus 2 vanaf vers 1 tot 18 sien ons dat God se plan was nooit om die mense uit Rome uit te red nie, maar om die hele wêreld van sonde te kom red. In plek van 'n soldaat of 'n sterk vegter, stuur God vir hulle 'n baba. En as dinge nie klaar vreemd genoeg was nie, stuur God nog 3 wyse manne uit die ooste uit, wat ook daar aangekom het. Hierdie 3 manne was nie eers Israeliete nie. Hulle was slegs skoliere wat gehoor het oor die profesie van die Messias wat sal kom. Hulle het diergeskenke na Josef en Maria toe gebring vir Jesus. Kan julle nog onthou wat hulle gebring het? Mooi, goud, wierook en mirre. God het Jesus gestuur om ons sonde op homself te neem, sodat almal van ons wat in hom glo, die ewige lewe mag hê, sodat ek en jy vandag kan vry wees. Jy kan aan God vertrou en in die wonderlike maniere wat hy kies om te werk. Ek sien julle weer volgende week. Kom ons sluit net ons oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ek kan weet, U het 'n plan en 'n doel met alles wat U doen. Help my om te verstaan en om in U te bly glo. Dankie dat Jesus gekom het om vir my 'n pad na die hemel toe te maak. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.